Wat is dit? Wat weet jy van die ou baas wat ek nie weet nie? Ek sê jou, los dit! Dis oor die man. Wat is dit? Hy het weer ontvlug. Ek bedoel wat ek sê. Jy is die ou wat altyd uitvind van die ontvlugtings. Ek laat hulle wegkom en jy keer hulle weer aan. Nie die keer nie. Hoekom is mos my belangrik? Luister, Polka. Jy help my om vir Blom te kry en ek help jou om hier uit te kom. Ek het min genoeg om te verloor. Ek vertel sommer vir die hoof van die hele ding. Wag 'n bietjie. Ek weet jy so ernstig aan doen. Besluit. Ja. Wat? Ek's in. Ek wil 'n afspraak hê. Met pappa? Ja, alleen. Hy moet sê hy het iemand nodig om te help met die boeke. Want jy gaan siek wees. Wat? En waarom sal ek siek wees? Ons het jou nie nodig nie. Jy gaan môre hospitaal toe. Ek wil alleen met hom praat. Hoe het hy dit gedoen? Hoe kom iemand uit as 'n deur gesluit is? Daar's 'n gaatjie in die sel se buitedeur kom. En wat sê dit vir jou, sergeant? Of bedoel jy die manne deur die gaatjie geklim? Nee, kolonel. Ek weet nie, kolonel. Julle sê vir my, 'n man het op een of ander manier deur 3 deure gekom sonder om dit te breek. Hoe het hy dit gedoen? Het julle rondes gedoen? Ja, kolonel. Die 2 manne het net voor 12 uur buite omgegaan en 1 uur het ons saam selinspeksie gedoen. En skielik is hy sel leeg. Ja. Is jy seker die deur was toe? Ja. Maar voor 10 was hy nog in sy sel. Hy het op sy bed gelê, kolonel. Dit sla my dronk. Niemand sien iets nie, niemand hoor iets en niemand weet iets nie. Maar die man is weg. Tussen neus en ore verdwyn.
As ons daardie man nie opspoor nie, sal ons nooit weet hoe hy uitgekom het nie. En dis onaanvaarbaar. Ek wil weet waar ons hom in die hande kan kry. Iemand moet weet. Regkom. Môre Ronel. Moet ek dit sit? Lyk my dit raak nou 'n gewoonte. Is ernstiger. Veel ernstiger. Blom het een van my manne geskiet. Ek dink hy is nog steeds gewapen. Williams het weggekom. Tussen neus en ore verdwyn. Ons het nog geen aanduiding hoe hy dit gedoen het nie. Wat dink jy? Ek weet nie. Dalk vind my man iets uit, ons moet wag. Jammer ek vra, maar jy dink nie dalk hy het hulp gehad nie. Jy doen een van my manne. Dit moet luk. Die blomkerel is eintlik vir my 'n groter probleem. Hy's 'n tipiese voorbeeld van 'n ou wat nou alles oorboord gegooi het en enigiets sal probeer. En die probleem is dat ons nie eintlik vorder met die ondersoek nie. Hulle sal wel een of ander tyd by mekaar uitkom. Jy kan maar sê het bloedbroers geword die afgelope paar jaar. As ons weet waar die een is, kan ons ook die ander. Ja, ek het daaraan gedink. Gee ons dan 'n paar meer plekke om te gaan soek. Kaptein, die saak is besig om 'n verleentheid te word. Ek sal bly wees as alles in die werk gestel kan word om so gou as moontlik terug te bring. Ons sal help waar ons kan. Ons het reeds die nuusmedia ingelig. Ja, is definitief uit. Ja, so. Beheer, dis 03. Wie is dit? Ja, Uwe 16. Wel tevrede. Ja, 16 kaptein. Goed, dankie. Totsiens. Dis miskien net die deurbraak. Wat jy uitgevind, Gerry? Meer as een man het my gesê hy steek goed onder die tafel weg, kolonel. Ek dink hy is so vinnig hier weg het hy maar net vergeet dit daarvan. Uitstekend, man. Dis dalk net die leidraad wat die polisie soek. Was is dit? Moet in het. Hey, hoe voel je? Zeer maar. Nee, joh. Zit nou maar niet zo. Ons moet wij. Hoe kom je nou? Hey, wat is wat ik zo later vertel? Is een lange story. Kom. Los die ding, meneer. En de praat van... Ik kan hem hoog stallen, man. Ik Los die ding, maar alle gebrek. Kom.
geld. Ek het 'n bietjie. Nou wat maak jy vanmôre? 'n Dowwe pyn op my hart. Waar? Hier. My arm is op lam. Die linkerarm. Begin dit hier onder jou kin en dan gaan dit af van die arm. Ja. Kan dalk ernstig wees, Erik, jy moet gaan lê. Geef vir hom 'n bed tuis. Ons sal vir jou die dokter roep. Goed, kom. Hey, wat so 'n bietjie strol saam. Wat is werk? Ja. Dankie. Ek kort nog geld vir die inhoud van die koevert. Maar ek sal vir jou gee. Wat is die regte adres? Skryf mense het gesê, selfs probeer om so lelik te skryf. Vat maar, dankie. Polisie seker daar. Wat maak hy dan hier? Maar hulle is broers, mevrou. Dis net moontlik dat die man nie nou toe kom. En ek tog hy's 'n eerlike jong man. As ek geweet het sou ek nooit van my my nie ellende verkeerd gekom verstaan nie. Ek sien nie hy is soos sy broer nie. Hy's dalk heeltemal onskuldig. Kaptein. Hy hier. Ding is oopgebreek. Die man het ons uit die hospitaal ontslaan. Maar ken jy dit? Nog nooit gesien nie. Jy het sy werkadres nie waar nie. Ja, is in die huis. Verstaan jy stel belang in boeke? Ja, meneer. Nou ja, daar's baie werk in die biblioteek. Gaan help maar dan. Ja, meneer. Ek wil met jou praat. Dit moet ernstig wees. Hoeveel jaar is dit nou? Dan vergeet. Ek wil met jou praat oor Leroux. Jou luitenant Rego. En waarom is dit vir jou so belangrik? Jy moet vir die priester sê met op. My liewe broer. Nog steeds die een wat bevele gee. Wat sorg dit sy onhebbelike kleinboet nie sy vingers verbrand nie. Jy is net ons oorlip, pa. Jy sal ook nooit verander nie. Het jy nooit geleer nie? Of jy nie gesien dat die jare ondertussen verbygegaan het nie? Ek het nie kom gunste verander. Dreigement. En die straf. 'n Pak slaag. Jou straf sal kom. En jou straf? Of is jou sondes nie so groot soos myne nie? Dit sal my glad nie verbaas as jy so dink nie. Jy moes altyd beter oordeel gehad tussen reg en verkeerd as ek. Ek wil net praat oor Leroux. Ek het gesê wat ek wou gesê. Moenie sê jy is al klaar. Na soveel jare is dit al wat jy vir my te sê het. As daar 'n ander manier was, het ek glad nie met jou gepraat. Nou goed, dan praat ons oor Leroux.
Ek het begrip vir Erik se probleem. Hy het hom verraai toe hy onder die sakke weggekruip het. Ek hoor as jy wat hom daarvan vertel. Leroux is onskuldig. Ek weet. Ek vra weer. Waarom is dit vir jou so belangrik? Leroux wil 'n dom ding aanvang saam met Polke. Want jy laat druk hom. Hy voel soos 'n vasgevangde dier. Hy wil uit. En ek wil hom keer. Net soos ek gedink het. Jy is so gewoon aan 'n jonger broer wat jy moet reghelp. Jy kon nie wag om weer een te kry nie, nee. Ek het nooit een gehad. Kom nou, jy dink toch nie dit maak seer nie. Sit asseblief, meneer Leroux. Ek dink dit is belangrik dat ons praat en dat daar begrip en vertroue tussen ons is. Wat bedoel ons met begrip en vertroue? Ek hoop nie jy neem aanstoot nie, meneer Leroux, maar ek het jou vrou gevra om oop en eerlik met my te praat oor jou. Wat het jy vir haar gesê? Ons het maar net gepraat oor die omstandighede, die alleenopsluiting, die aanpassing. Ek het begrip vir jou aanpassingsprobleme. Baie sukkel, man. Ja, dit is 'n probleem, maar dis dinge wat verbygaan. Ek is bly om dit te hoor. Jy raak seker gewoond aan die roetine. Hoe kom jy oor die weg met jou medegevangenes? Er is nie eintlik veel sprake van nie. Jy kan nie juis jou geselskap kies nie. Maar jy het een vriend. Wie? Maar net so 'n snaakse naam. Ja, Polka. Kom julle goed oor die weg? Onder die omstandighede, ja. Hoe is dit? Word nou koud in die nag. As baie sout op. Lyk dit mos. Yes, thanks. Je kost je goed, hè? Hè? Laatst is zo'n pakje 10 cent geweest. Wat maak je er geen, hè? Ook kan je iets met kostgoed niet. Ambulance, man. Ons moet wegblijven van die ouens wat ons kennen. En dan gaan ze overal zoeken. Een vlek van die kou. Waar dan? Hm? Waar dan? Wieso? Een van die caravans. Waar kunnen we eens komen? Wieso? Met de baie mensen. Ik kan volgende week naar je pelle toe gaan. Waar kruip jij echt, hè? Die jongens om ons in die bos te blijven. Maar liever in die bossen als achter die mieren. Met 4 steken. Als ik volgende week. Dat is lekker hier zo, man. Waar is uw hospitaal? Ik kan gelos. Nee, weggeskipt. Weggestuurd? Weggestuurd? Je moet zich goed verbrand of weggegooid, man.
Ek sou nooit daaraan gedink het nie. Hoe kaptein daai Williams broer? Nee, man. Maar nou ja, ons weet nou hulle was definitief daar en hulle is hier iewers rond. Sal hulle kry. Reg. Baie dankie, Prinsloo. Plesier. Ons kan maar praat. Okay, ek sal 'n paar van daai leë leers nodig hê. Net die omslaan. Ons gaan los papiere binne insit. Waar gaan jy dit bære? Ek het dit nodig wanneer ek die dag uitbreek. Jy kan dit volgende Saterdag vir my ja in die kombuis neersit op 'n plek. Ons kan afspreek. Moenie vir my vra wie dit is. Dis beter so. Ons nou oor die plan praat. Ja. Goed. Dit is eintlik baie eenvoudig. Die plan bestaan uit 2 fases. Fase 1 is volgende Saterdag. Jy sorg dat jy op diens is met die saalhek. Jy moet die hek oopsluit vir iemand wat gaan sê hy toestem om in die 3 binneplaas te gaan oefen. Wie is dit? As jy later sê. Jy sorg net dat jy dan een van die vakkundiges se kantore oopsluit vir ons. Hy sal sê hy oefen in 3 binneplaas en hy gaan wegkruip in die kantoor. Ek gaan later by hom aansluit. Ek sal in die kombuis wees. En dan as dit donker is. Om jy op diens is kan jy tydens die naamlesing sê dat ons in ons selle is. Niemand sal weet nie. Ja, maar wie gaan oefen? Fase 2 is in die nag. As dit donker is, sorg jy dat jy op wagtoring diens doen. Ruil uit of enigiets. Ons sal by jou aansluit, dan sal ons saam met jou opgaan in die toring. Ons sal oor die kop slaan, ons sal oor die muur spring. Verstaan jy? Maar dan gaan ons weer as ek by die hek opgesluit het. Hoe sal hulle weet, man? Jy het net vergeet om die hek agter jou toe te sluit. Ons is so groot optrede nie. En dan is er nog altyd die geld, hè? En Sammy, nee? Bedoel? Wat ek aan dink, want as jy bykom, moet jy die kantoor agter jou gaan toesluit. Dis al ons spore toegevee. Plan my nog steeds dat iemand my sal sien dat ek 3 binneplaas vir hom oopsluit. Hy is reg, is miskien die enigste risiko. Maar jy moet onthou die mense beweeg voortdurend in en uit by daai hek. En dit is nie onmoontlik dat 'n man op 'n Saterdag kan toestemming kry om in die 3 binneplaas te gaan oefen. Wie sal dink dat jy iemand sal help? Jy het alles beplan, hè? Dis reg, jy het dit beplan. Maar ek was toch by die lysie. Die motor. Die regte inligting op die regte tyd. En die beloning. Dis vir jy moet opweeg teen 'n klein risiko. Hoeveel nogal? R20.000. Jy ontmoet vir Sammy net waar en wanneer jy wil. Wat 'n waarborg het ek? Hoe gaan ek weet dat hy gaan betaal? R20.000 plus die foto's en die brief. Ek het dit nie nodig. Ek sit dit self gevers vir die geld is. As hulle uit vanaf verloor ek alles, man. Beland ek hier. Ek het nie 'n waarborg nie. Luister man, jy maak soos ek vir jou sê, verstaan jy? Jou slapgatheid maak my siek. Ons het die werk vir mense so scherp as jy dit kan doen nie. Volgende Saterdag oormôre en ek wil môre weet of jy saamwerk of nie. Wie gaan saam met jou? Roe. Erik. Is jy weer gesond? Ek wil weet hoekom laat jy hom toe om ons rond te gooi. Ons het oor Leroux gepraat, blykbaar is hy in Polka besig om iets te beplan. Miskien jy weet wat dit is. Wat het ook al is. Prinsloo is daarbij betrokken. Ik zal iets vinden. Zekerheidsaanmerking. Ja, man, ik check hem al heel dag. Nou, meneer. Ja, wat wil julle hê? Nee, meneer, ek dink ons gou met meneer kan praat, meneer. Meneer, ek en my broertjie, ons kom van die Kaap af, meneer, en my ouma is in Pietersburg, meneer. En
Ons het nou gedink nee, ons het met die trein gekom tot hier in Pretoria en ons wil môre hike na haar toe sy wag vir ons, meneer. Meneer sien. Ja, nou wat nou? Wat nou? Wel meneer, ons het so gedink gaan bietjie koud word vandag en geldjies maar skraps, meneer. Toe gedink ons kan ons miskien maar in die tent slaap. Ja, ons moet hier op die mat. Nee, kyk. Ek dink julle ons beter waai. Hoekom meneer? Sommige meneer, oor ek sou sê meneer. Ja, luister, ons het net mooi gevra of ons net kan slaap. Wat jy maak man? Wat luister. Iets gekry. Die sleutels. Dis ons wiele. Right. Niemand gee om van niemand. Daar staan ons, hè? Vrek van die koue en hy sê nee, hè? Hæ? Dis lelik. Ons sal 'n ander kar moet kry. Naans op 'n ander plek. As ons stop, skiet ek sê jou. Bossatyd. Jy sê dit was 'n nuwe model. Ja, het was so bloue geweest. Die Harms en ek het nogal gesels oor die motor. Ons vergelyk maar hy goed. Ons moet die besonderhede kry, registrasie en so. Jy sê jy het niks gesien of gehoor of jy weet nie hoe laat dit gebeur het nie, niks nie. Nee, niks nie meneer. Ons gaan maar vroeg slaap. Meneer Harmse was baie bleek. Ja, dit lyk tamelik ernstig. Ek hoop net nie sy aanvaller kom terug nie. Ek twyfel of hy saam. Ga jy nou vertel? Ou baas. Sal seker nie kwaad doen nie. Hy sê seker vanaand kom sê. En as hy nee sê? Hy sal nie hy nie. Te min ruggraat. Jy seker die plan kan werk. Dood seker. Jy moet seker maak jy nie doodstil is na die kantoor. Nie maar jou sien. Ek weet dit sal agter die rug, maar ek is nog lastig. Sê dat ek dit vraag. 2 weke al. Nou is nog plek vir my hele gesin. Maar genoeg. 10 se plek. Jy het nog nie 'n afspraak gemaak nie. Nog nie tyd gehad nie. Ons sal graag wil weet wie dit reg gekry het om Prins Lou om te praat. Wat bedoel jy? Om julle te help natuurlijk. Wie sê so? Wanneer gebeur dit? Oor die naweek? Jy's gek. Ek stel natuurlik persoonlik belang in julle plan. Veral omdat ons vriend hier my vorige poging in die wiele gery het. Maar seker plek vir nog een. Wat kon gedink het jy staan doen? Wat het ek gedoen? Iemand wat hom afsluit, gee mos nie om wat aan ander mense gebeur nie, né? En dan maak 'n fout, Hendrik. Dis nie moeite werd nie.
Help nie om weg te hardloop nie. Jy moet nou kies. Wat praat dit jou, man? Hoekom bemoei jy jou met my sake? Of is dit oor die jaloers, is oor dieselfde sleg as om aan iets te dink? En nou loop vertel jy dit vir die man wat niemand kan vertrou nie. Dat is het afgesprek. Ja, ek sal vanaand kom praat. Baie vriendelik van jou. Veel geluk. Jou vindingrykheid is verstommend. Nou, wat maak ons met hom? Ek gaan saam. Hy weet te veel. Hy kan ons die moeilikheid bring as hy nie saam gaan nie. Hy gaan alles uitlap. Jy kan ons hom vertrou. Dis nie keuse nie. Ek sal vanaand met Prinsloo praat. Hy help my dan om die kombuis uit te kom. Sy man as die aandag aftrek terwyl ek pad gee. Môre, Esther. Sit. Waarmee kan ek help? Skoon kolonel, maar daar's iets met my hande. Is dalk vroulike intuïsie of verbeelding, ek weet nie, maar ek is toch bekommerd. Wat is dit? Ek het 'n konsultasiebesoek met Leroux se vrou gehad. En ons het die gevoel gekry dat iets nie reg is nie. Veral toe hy haar vra om meer uit te vind oor Polka se vriende. Weet wat 'n soort mense hulle is en waar hulle bly. En sy het toe vir hulle gaan kuier. Ek ken Polka se agtergrond en ek weet dat daar ooreenkomste is met wat Leroux gedoen het. Nou, wat bekommer jy jou? Dis wat ek eintlik nie kan sê nie. Hy's so afsydig, is asof hy iets vir ons wegsteek. Ek het die gevoel dat Wat? ek dink hulle gaan probeer ontvlug kom. Sal 'n lang dag wees. Jy is seker jy wil albei skofte hê. Ja, Sant. Ek het buitendien niks te doen die naweek. Ja, van 'n berg wil jy die naweek af hê. Pas ons. Hoekom spesifiek 3 toren? Oh, is ten minste 'n bietjie iets wat aangaan. Motors wat verbyry en so. Ja, dis jou keuse. Jy kan kies. Dankie, Sant. Hey! Hey! Maak hulle! Hou jou bek met jou blaasje. Hey! Hoekom moet hy saamgaan? Hy weet te veel, maar het maak mos nie saakie. Maar moet hy en Leroux saam uitkom? Ja, môre. Ontspan, man. Is amper verby dat jy genoeg geld om aan die lewe te begin. Dink daaraan. Is dit afgespreek? Ja. Daar is tog nie die 3. Dis die warmwat een en die ene en die een. Maak nog nie saak wat jy hulle vat nie, kaptein. Ja, seker nie. Nou ja, al wat ons kan doen is wag.
Ons het toestemming om in 3 binneplaas te gaan oefen, meneer. Jacobs? Waar? Ja, ek het die kaart, ek sal kyk. Wat gebeur nou? Ja, ek dink so. Ja, ons sal hier wag. Laat weet maar hoor. Goed. Hulle is nog net by een van ons motors verby. So ja. Nou is julle speletjie op 'n eind, nee. Ek hoor julle het 'n man op 'n dood geslaan. Nee, wie was dit, meneer? Nee, meneer, nie doodgeslaan nie, meneer. Ons het net met 'n ou gestry oor slaapplek in sy tent, meneer. Dit was sommer so niks ernstigs. Ek hoor hy's nog steeds bewusteloos, sommer net so, nee. Ek is maar net 'n skollie, meneer. Ek dink anders as ander mense. Niemand gee hel om vir my nie, meneer. En ek gee niks van niemand om my. Soos ek geleer is. De kar ry ons meer? Kolonel? Harry? Ik wil graag spreken, kolonel. Dringend? Ja, kolonel. Goed, kom maar naar mijn kantoor toe. Blijf niet. Snel weer terug. Nou sal ons sien of vriend Polka sy woord gaan. Die ou gebrek aan mensenkennis is skokkend, Leroux. Lyk my jy glo alles wat Polka sê. En jy? Wat maak jy dan nie? Hy sal doen wat hy gesê het, maar net solank hy my nodig het. Met ander woorde, solank ek 'n hoef was op hom. As dit nie meer waar is nie, sal hy met die grootste liefde van ons ooreenkoms vergeet en net aan sy eie belang dink. Gelukkig is dit nog waar. Lyk my glo my nie. Ek weet nie meer wat om te glo nie. Of wie om te glo nie.
Hoe kon jy so iets doen, Gerry? Hoe is dit moontlik? Ek weet nie, kolonel. Toe ek weer sien, is dit te laat. En ek was so bly toe ek sien jy koop uiteindelik die nuwe motor. Ek was blind. Ja, miskien is dit nie heeltemal te laat nie. Jy sê hulle wag in die kantoor. Ja, kolonel. Wanneer kom Polka dan? Het word laat. Sal my nie verbaas as ek reg was nie. As iets skeef loop, los ek ons net hier. So was wie jy van ons plan vertel het. Nee, het was nie hy nie. Hy het met papa gepraat. Papa het my vertel. Hulle is mos broers. Dis wat? Broers. Bloedbroers. Oupas was die oudste. Papa was maar altyd in die moeilikheid. Was van jongs af agter die tralies, ten spyte van Oupa se pogings om hom weer uit te hou. Toe kom hy weer 'n keer uit en hy gaan bly by Oupa se hulle. Dit was 'n fout. Papa en Oupa se vrou, jy weet. Oupa het blykbaar van niks geweet nie en toe betrap hy hulle eendag in sy slaapkamer. Oupa se kop verloor. Toe alles verby was, toe lê hy in die hospitaal met 'n skietwond in sy bors. Koen is net laat sy hart verby. Sy vrou was dood. Het hy dit gedoen? Ja. Papa het weggehardloop, maar was het blijkbaar eerst in onbelang gestel nie. Hy het gesê ek moet kies. Wat sê? Dis wat hy bedoel het. Sê jy moet 'n keuse maak, bly daarby. Kan ek hoor wie sê nie, man? Hoe lank hardloop jy al, priester? Ek bedoel, hardloop jy weg? Ek hardloop vir niemand weg nie. Nee, dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel, hardloop jy weg van die keuse af, verstaan jy? Die besluit wat jy moet maak of jy gaan aanhou hardloop en of jy gaan kies. Jou senuwees is op hom, man, jy weet nie wat jy praat nie. Jy sê jy het nog nie gekies nie. Ja, maar wat moet ek kies? Dis die punt, dis die besluit waarvan ek praat, verstaan jy nie? Polka is nog in die kombuis kom nou. Dan wag ons nog 'n rukkie. Ek wil sien of hy ook sien toe gaan. Sit so lank. Dankie. Hy sal gaan, kolonel. Belangrik dat ons hom saam met die ander twee vasstrap. Ek moet sê ek is jammer oor Leroux. Ek het nie van hom verwag nie. Kaptein Lou se aanvoering was toe reg. Ja, dit lyk my asof hy hom nie met sy nuwe omstandighede kan versoen. Kan ek maar binnekom, kolonel? Kom in, Leroux. Kolonel, ons... Ja. Kolonel, ek... Ons weet van die ontvlugting, Leroux. Ek het besluit om te kies, kolonel. Wat ek hoor? Ek het besluit om te wag tot my tyd om is. Ek is bly. Dit was die regte keuse. Praat maar. Kolonel, daar's probleme in die kombuis. Ons kom. Begin, Gerry.
ons kom weer af. Kom ons sny sy keel af, man. Ons sny sy keel. Los hom. Los hom, papa. Los hom. Los hom, papa. Los hom. Los hom, papa. Waar is hy? Hulle sal hom bring. Lekker gaan sit daarvoor. Ik brand! Chief, ons wil vir papa hê. En jy moet beter gaan baie gou maak. Die mense skerp hou. 5 minute, Chief. Net 5. Klink soos ertjies, kolonel. Ja, dat klinkt soos hy. Ons het tyd wen. Trots op je, Gerry. Ek sê als ek klagte my kolonel. Kan nie bly nie. Je doet ons tegen hier gered. Jou manne het 'n gemors gemaak, hè? Ja, maar ek hoor as jou vriend Leroux wat gepraat het. Hy weet daarom aan hom op te. Nee, jy nie. Net 'n oomblik. Jy dit maar vol. Polka. Vijf minuten, dat is alles wat ik nodig had. 500 is het. 5000 een minuut, wat zei je? Nou nie 'n 5-ster hotel, maar as jy saamwerk is dit nie so sleg.